Carpe diem is eintlik 'n Latynse benaming of 'n Latynse uitdrukking wat aanvanklik gebruik is deur 'n Latynse dramaturg wat bekend staan as Horace, en die woord beteken eintlik, of die begrip beteken onder andere to seize the day. Dit is baie meer betrokke. Dit gaan oor I pick, I pluck off, I gather, I serve, I want today, iets daarvan. En dan word dit eintlik so saamgevat: to enjoy, to seize, to use, to make use of. Die hele gedagte van om vandag as 'n gawe van die Here soos 'n ryp vrug te pluk en elke oomblik daarvan te geniet en 'n deel te maak van jou bestaan. Mense sê die oulikste goeters in hierdie gesegdes, en so lees ek vir jou een of twee. Byvoorbeeld, Mahatma Gandhi het gesê, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. So lewe asof jy in elk geval môre sou doodgaan, en ons het dit in elk geval nie in ons hande nie. Iemand anders, Moeder Teresa, baie bekend, het gesê, yesterday is gone, tomorrow has not yet come, we have only today, let us begin. Mahatma Gandhi het gesê, the future depends on what you do today, En dan is hier 'n pragtige aanhaling van ene Erma Bombeck, en sy het gesê, seize the moment, remember all those women on the Titanic who waved off the dessert cart. As hulle geweet het die Titanic gaan sink, het hulle maar nagereg geëet en pudding geëet. En so is die ou lewe mos, maar dit is onbekend, en daarom kan ons maar net sowel vandag volledig geniet. Die toekoms sal vir homself sorg op 'n manier. En Wimpie het so mooi in sy bydrae gesê, dat ons moet probeer onderskei waarmee is God besig, nie net in my eie lewe nie, maar ook in die lewe van ander mense. En nou lewe ons in die wêreld waar ons onsself bevind, in hierdie twee uiterstes, Dit is of hierdie verskriklike geromantiseerde werklikheid, wat ver verwyderd is van jou en my werklikheid. Maar ou koop jy die koerante en jy koop die tydskrifte, veral die glanstydskrifte, veral daarin waar die ikone se fenominale lewe en lewenstyl beskrywe word. Mens sien dit op die televisie, jy sien dit in hierdie aktualiteitsprogramme, hierdie pragtige glansprogramme, wat gewys word, waar die celebrities van die een glansgeleentheid na die volgende glansgeleentheid beweeg. En dit is hierdie blink gepoleerde glansbestaan, waarin alles ideaal is, en jy ets jou eie lewe en jou eie bestaan en jou eie ervaring daarteen af, en jy sê, ai, my ou lewe is so saai en gewoon. En jy lewe met, ag, as my lewe tog maar net iets van die romantiek, iets van die ideaal kon gehad het, wat hierdie ikone van die samelewing se lewens inhou. Die ander kant weer is hierdie verskriklike getraumatiseerde negatiewe lewe wat gewoonlik in die dagkoerante geskets word. En dit is mos so dat koerante, het maak maar staat op sensasie, op 'n manier soek ons almal maar daarna, dis kom ons die koerante koop. Sou ons die koerante gekoop het as dit net goeie nuus bevat het, ek twyfel. Maar wat lees ons in die koerante? Dikwels net slegte nuus op slegte nuus. Dis die een kaping na die ander, die een moord na die ander, die een ongeval na die ander, die een motorongeluk na die ander, en uiteindelik wanneer jy deur die koerant geblaai het, is jy so negatief en teleurgesteld en morbied met hierdie lewe en al sy onreg en onregverdigheid, dat jy eintlik jouself nie uit hierdie put uit kan laat ontkom nie. So of jy lewe met hierdie ontsettende geromantiseerde werklikheid, of jy lewe met hierdie verskriklike negatiewe werklikheid. Maar tussen die twee is daar die werklikheid soos wat die lewe is. En die lewe is 'n mengsel van goed en van sleg, van positief en van negatief, van kom en van gaan. Dit is maar doodgewoon hoe die lewe na ons toe kom. Life happens. En baie keer help het om doodgewoon net nie al hierdie moeilike vrae te vra nie. Op baie van hierdie vrae is daar eintlik nie antwoorde nie. Die lewe gebeur. Hoekom? Sommer. Die lewe gebeur. Ons is deel van hierdie werklikheid. Ons gaan aan hierdie werklikheid nie ontsnap nie. Die beste ding wat ons kan doen is om met God binne in ons en sy woord as ons rigsnoer en sy Heilige Gees wat ons lei en sy beloftes op ons lewenspad, die dag aan te gryp as die groot gawe uit die hand van God uit. En hy het nie bedoel om my lewe so moeilik en so uitsigloos en so stikkende gebroke as moontlik te maak en die lewe vir my so traumaties as moontlik te maak nie, maar hy het bedoel dat hierdie lewe vandag ook vir my 'n stuk genade sal wees.
En die enigste manier hoe ek vandag triomfantlik kan lewe, is in die wete dat daar bo hierdie werklikheid 'n groter werklikheid is. So wat is vandag jou werklikheid? Nou as dit positief is, dan verlang jy natuurlik nie na 'n groter werklikheid nie. En daarom ken ons God dikwels ook net wanneer dit met ons sleg gaan. As alles hankie-dorie is en alles is in plek en daar's genoeg van alles en daar's genoeg energie en ag noem maar op, nou ja, dan vergeet 'n ou dikwels vir God. Maar dis wanneer 'n ou siek word, wanneer jy teleurgesteld word, wanneer jy spanning beleef, wanneer daar negatiewe dinge gebeur, wanneer daar konflik is, wanneer daar tekorte is, dis dan wanneer jy na God toe vlug. Ag, en die Here verstaan dit ook, en ek dink nie hy neem ons kwaadlik dat ons so partykeer net vir 'n oombliekie vergeet dat elke goeie gawe uit sy hand uitkom nie. Maar wil ek jou vandag troos met hierdie wete. God is die groter werklikheid. Bokant jou siek wees, bokant jou teleurstelling, bokant jou uitsigloosheid en jou vrae en jou vertwyfeling en jou worsteling en jou trauma, is daar 'n groter werklikheid, naamlik die werklikheid dat God in Christus Jesus op die troon is, ook van jou lewe. Dat hy beheer wil neem en dat jy vir hom beheer kan gee en dat hy in staat is om in jou lewe meer te doen as dit wat jy bid of dink. Vandag is al wat jy het, die werklikheid, maar God is die groter werklikheid en omdat hy in my is en ek in hom is, kan ek hierdie werklikheid met oorgawe lewe, die goed en die minder goed, met 'n glimlag omdat hy in my lewe is.